Baie welkom vandag by ons gemeente se aanlyn erediensgeleentheid. Dit is so lekker om saam te wees op hierdie manier. Ek hoop jy is rustig daar waar jy is, dat jy 'n koppie koffie gegryp het of iets gedoen het om jouself rustig en gefokus te maak. Ons gaan verder gaan deur nou stil te raak voordat ons net oor die Bybel lees. Kom ons raak stil, sommer net in hierdie oomblik in God se teenwoordigheid. Here, ons bevestig dat U hier is, dat U ons oor verskillende wêrelddele saambind en fokus op U woord en U liefde en U genade. Amen. In 2016 het my vrou die Camino pelgrimstog gaan stap, Camino de Santiago, saam met haar broer vir 2 weke. Hy het die hele ding gestap, bykans 800 kilo, sy het so 10 dae gestap, 240 kilometer, saam met hom. En die amazing ding is, sy het daai 10 dae 'n rugsakkie gedra wat net 4,3 kilogram geweeg het. Nou ek het aan uitdag weer gevra, wat was in die sak? 2 kortbroeke, 2 kortbroekhemde, 1 top, plakkies, 4 pare sokkies, onderklere en 'n badsakkie. Maar sy sê die gewig van die sak was die heel beste besluit van die hele trip. Weet jy of jy al op 'n staptoer was nie? Maar as jou sak te swaar is, domineer dit alles. As jou sak te swaar is, vat dit al jou energie en maak dit dat jy soms die uitsig mis, die plek waar jy stop om te kyk, die gesprek wat jy het, die kuiergeleentheid. En dis waaroor ons vandag wil dink. Wat dra jy? Waar dra ons bietjie swaar? En hoe om swaar te dra soms ons uitsig steel. Ek het my eie voorbeeld, ons het 'n paar jaar gelede die Tsitsikamma 50 staproete gestap, ons het alles self gedra. En my seun wat op daai stadium 15 was baie verontwaardig die tweede aand toe ek vir hom sê, haal net vir ons bietjie van daai rooiwyn uit wat jy gedra het, want hy het nie geweet nie. Ek het 'n 3 liter papsak wyn in sy rugsak se bladder gesit waar daar gewoonlik watersak inkom, en hy het dit op daai stadium toe al 2 dae gedra en hy het nie geweet daarvan nie. Ons is besig om te dink oor 'n paar gewoontes wat ons help om ligter te leef. En die vraag vandag is, wat dra ek en jy saam? Wat het ons dalk nodig om af te laai op ons geestelike reis? En ek wil as 'n toeligting of 'n toevoeging hierop wil ek saam met julle lees Matteus 19 vanaf vers 16. Matteus 19 vanaf vers 16. Daar het iemand na hom toe gekom en gesê, meneer, wat 'n goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Hy, dis nou Jesus, het vir hom gesê, waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar's net een wat goed is, maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Watter gebooie bedoel jy, het hy vir hom gevra. Jesus het gesê, dit, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit alles het ek nagekom, het die jongman gesê. In watter opsig skiet ek nog tekort? Jesus het hom geantwoord, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Toe die jongman dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Nou die verwysing na die ryk jong man gaan nie oor sy rykdom nie, dit gaan oor die boodskap wat Jesus vir hom gee om te sê, reis ligter, travel ligter, gee, verander en gee om, verander. Hy het 'n vraag oor die ewige lewe, hy doen waarskynlik alles volgens die wet reg, en Jesus sê vir hom, man, mens kan nie die ewige lewe verdien nie. Die ewige lewe is nie iets wat jy deur 'n goeie daad vir jouself kan verseker nie. Die ewige lewe is verniet, dis 'n geskenk. Maar eintlik is dit interessant dat Jesus hom eers antwoord met 'n vraag in vers 17. Waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een
wat goed is Jesus se antwoord. Jesus antwoord nie vriende om 'n lang lys te maak van goed wat hy moet doen nie. Jesus vra hom, hoekom vra hy my wat goed is? En dan gee Jesus die antwoord op sy eie vraag, daar is net een wat goed is, en dit is God. En as jy op daai goedheid wil reageer, en jy die hele wet nagekom, gaan verkoop jou goed. Vertrou my, en sorg vir die armes. Reis ligter. Ek dink daar is ook 'n boodskap in Handelinge 20 vers 35 waar Paulus sy laaste toespraak maak. Waar hy sê, deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus, hy het self gesê om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Vir een of ander rede voel 'n mens beter as jy gee as wat jy ontvang. Ek het iewers iets gelees van iemand wat sê die Here het seker toe hy gemaak het per ongeluk hy 2 kliere omgeruil, want dit maak nie sin nie, mens voel tog beter as jy ontvang het, nie waar nie. Paulus se afskeidstoespraak voordat hy die ouderlinge op hulle eie met die gemeente los, is eintlik maar wees vrygewig wanneer jy vir die kerk sorg. Herbert W. Armstrong maak 'n onderskeid wanneer hy oor hierdie teks lees en hy praat van the giveaway and the gateway. Hy sê die Bybel het 'n manier van 'n gee-kultuur, 'n giveaway. Die wêreld het 'n gateway, 'n ontvangkultuur, 'n besitkultuur. Selfs die vroeë Christene in die Handelinge 2 en 4, toe die eerste gemeente gestig is, die eerste ding wat hulle gedoen het, is om hulle goed vir die armes te gaan gee, om hulle goed te gaan weggee, om hulle goed te gaan uitdeel. Dis asof vriende, toe die eerste gemeente ontstaan het, die eerste ding wat hulle gedoen het, die gemeente het ontstaan deur te gee. Te giveaway. Soos jy vir die NG Kerk nie, en gee, en gee, en gee. The giveaway. Jesus se manier. Die wêreld se boodskappe, se advertensies sê, jy het nog hierdie een ding nodig, koop nog hierdie ding. Just add it to your basket. Klik, swipe, deliver. Maklik, sit nog iets by. En so maak ons sakke voller en voller en swaarder en swaarder. Die verbruikerskultuur is lewendig. Daar's van die navorsing wat sê die hulpbronne van die aarde wat ons op die oomblik gebruik, is eintlik gelykstaande aan 1.75 aardes se hulpbronne, wat beteken ons gebruik eintlik meer as wat die aarde kan vir ons gee. Het julle al gesien, as jy ry, hoeveel nuwe self-storage eenhede daar te koop en te huur is? Mense wat hulle ekstra goed, en daar's baie keer goeie redes, ek weet, maar mense wat hulle ekstra goed stoor, toesluit. En meer plek, want ons klik, en ons koop, en ons meet soms ons identiteit aan, joh, ek sien wat jy het, ek wil dit ook hê, ek moet dit hê, own it today. En om nie eers te praat, gesprek vir 'n ander dag, maar die impak wat dit op die omgewing het, op die natuur, op die hulpbronne, deur alles wat ons bymekaar maak. Die vroeë kerk leer ons dat jy baie kan doen met min. Goeie teologie, sê Jaco Strydom, is om baie te doen met min. Vroeë kerk het nie eers boeke gehad wat hulle kon saamdra nie, die boekdrukkuns was nog nie ontdek nie. Die Bybels gehad nie, hulle moes reis, hulle moes lig reis, en die evangelie oordra met hulle dade en met hulle woorde. Jesus is in daai sin heeltyd countercultural. Hy sê, reis lig, laat gaan, gee, maak minder, word minder. As jy wil heers deur te dien. Wanneer hy die disippels roep, die eerste ding wat hulle doen is om hulle net te laat gaan. Wanneer hy sy gees roep, moet hy sy geld weggee. Die ryke jong man moet sy goed verkoop en vir die armes gee, dis wat ons gelees het. Paulus sê in die Nuwe Testament, ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek bedoel, kom ons wees nou eerlik, as ek en jy op reis op 'n vakansie gaan, of ons 'n stap of ry, die goed wat ons saamvat, ons intensie is dat dit ons trip gaan beter maak. Jy vat tog nooit goed saam met jy weet dit gaan nodig wees nie. Selfs met die goed wat ek en jy bymekaar maak. As ons dit bymekaar maak, dink ons dit gaan ons lewe beter maak, maar dalk is dit iets waaroor ek en jy moet dink.
Want so swaar rugsak steel soms jou uitsig, jou betekenis, jou vrede, jou tyd met ander. Daarom wil ek reflekteer op die interaksie tussen gee en ontvang, giving and getting. Dis albei. Ons het nodig om te ontvang. Maar daar kan ek en jy 'n bietjie tyd neem om net te reflekteer oor hierdie interaksie. En ek dink 'n goeie metafoor vir my wat ek by Jaco Strydom kry is jy 'n dam of is jy 'n rivier? Is jy 'n dam wat opdam en bymekaar maak, water wat stil staan? Of is jy 'n rivier wat die water laat deurvloei, wat die gawes wat die Here jou gee, die liefde wat die Here jou gee, die goedheid van die lewe deel in energie wat vloei. Want hierdie deel gaan eintlik oor liefde. Jaco Strydom sê dat die teenoorgestelde van liefde is nie haat nie, die teenoorgestelde van liefde is selfsug. Liefde gaan oor deel, gee, verdeel, wees gasvry. Minder selfgesentreerd. So my vraag vir jou vandag is, wat dra jy saam op die oomblik wat swaar is? God wil net jou hart hê. Matteus 19 sê, dit gaan nie oor die wette en die goed wat jy moet doen om die ewige lewe te kry nie, dit gaan oor die ingesteldheid, dat hy jou hart en jou liefde wil hê, dis al. Dink aan die liedjie van die sanggroep SYML, met die refrein en die titel wat sê, I will carry nothing but my love for you. Heeltyd sing hulle, I will carry nothing but my love for you. Here sê, Here, ek wil niks saam met my dra, behalwe my liefde vir u, wat ek ook aan ander uitdeel nie. Dis die dinge wat jy op die oomblik saamdra. Ek weet van dit kies jy en van dit kies jy nie. Ons baie keer emosionele bagasie, goed wat uit jou verlede uitkom, goed wat jy nie noodwendig gekies het, daai boodskap wat jy gekry het, destyds by jou ouers, daai ding wat jou seer gemaak het, daai ding waaroor jy skuldig voel. Ek dink ook pyn, fisiese pyn. Ek het vanoggend 'n gesprek met iemand in my praktyk gehad oor die impak wat pyn op 'n mens se energie het en hoe baie dit vat, dat jy soms ander dinge mis. Dis ook goed wat ons saamdra, skuldgevoel. Maar dalk ook fisiese goed wat jy onnodiglik saamdra, of goed wat jy sou kon kies om nie saam te dra nie, wat jou uitsig en jou betekenis steel. En daarom kan ons prakties wees, ons dink oor geloof wat leef hierdie jaar, ons dink oor die afgelope paar weke oor leeflig, en ons dink vandag oor reislig. Dan wil ek vir jou prakties 'n paar uitdagings gee, en van hulle is baie prakties. Dalk moet jy een plek gaan soek in jou huis wat jy bietjie kan deklatter. Daar's niks wat my so goed laat voel om so klein bietjie te deklatter nie. Dalk moet jy jou sosiale media spasie bietjie deklatter. Dalk moet jy 'n paar foto's delete. Jou spreekwoordelike memory skoonmaak. Maar dalk is daar iets wat jy emosioneel moet gaan neersit voor die Here. Emosioneel moet laat gaan, wat jou net ligter sal maak. Dalk moet ek en jy dink nou, wanneer ons dink oor die giving en die getting, wat het ek regtig nodig? Maak die goed wat ek dink ek nodig het, my omgewing beter of slegter? Of dalk kan jy op 'n geestelike vlak net bietjie reflekteer oor jou besittings. Wat jy het. En die interaksie tussen jou gee en jou ontvang, jou giveaway en jou getaway. Hoe ek en jy kan beweeg van die getaway na die giveaway. Kan wegbeweeg van klik, swipe, betaal, aflewer, add nie to jou basket, jy dit, ek moet dit ook hê. Nou, daar is net een volgens die teks, iemand wat goed is en dit is God. Kom ons reageer daarop en ons reis lig wanneer ons hom volg. Vir my is die kort boodskap, en daarmee is ek klaar, dat ek en jy maar net 'n verskil sal gaan maak, soos 'n rivier van lewende water, met die klein bietjie wat ons wel het. Met die klein bietjie wat ons wel ontvang het. Dat ek net daarmee sal gaan leef, en daarmee 'n verskil gaan maak, sodat ons lig leef, lig reis, maar ook sy lig aangee. Op 'n manier wat ek 'n rivier is van lewende water, en nie
'n dam wat opdam en blok en verstop nie. Mag jy saam met die Here gaan reflekteer oor waar jy moet gee en waar jy moet ontvang. Ons moet ook kan ontvang. Mag jy saam met die Here op geestelike en op fisiese vlakke 'n bietjie gaan deklatter. Sodat jou spreekwoordelike swaar rugsak nie jou uitsig en jou betekenis en jou tyd met jou mense, jou tyd met jouself en jou gevoel sal steel nie. Jesus het vir ons kom wys hoe om die gee manier te leef. Amen. Ag Here, dankie dat ons in 'n paar oomblikke oor die woord kan reflekteer en oor ons uitdagings in die wêreld wat vir ons sê, koop, maak by mekaar, hou, besit. Dankie dat U vir ons kom wys het hoe om anders te leef. Dankie dat U van die begin af teen die kultuur in gewys het. Sit neer, los agter, maak minder, gee weg, gee vir die armes, vertrou my en sorg vir mekaar. Here, dit is die tipe gemeente wat ons wil wees, 'n gemeente wat lig reis, maar ook U lig aangee. Amen. Mag die Vader jou lei en beskerm, mag die Seun deur sy liefde en sy genade in jou woon, en mag die Heilige Gees jou inspireer om iets doelbewus te gaan neersit, te gaan aflaai. Amen.